Collega's, vriende, Jeden, baie dankie vir die uitnodiging om deel te neem. Ek moet vir u sê, ek sê dikwels wanneer ek Sondag daar van die mat af opstaan met die graad R, dat ek meer uit hulle uit kan kry, is meeste van my eerste jaar, so ek weet nie of ek dalk my roeping op 'n plek gemis het nie. Baie dankie vir die uitnodiging om deel te neem. Vriende, ek moet miskien net eers 'n disclaimer in die begin sê, en dit is dat ek natuurlik net 'n regsgeleerde is, en dat ek vir julle net 'n regsmening kan gee oor wat in die reg oor hierdie onderwerp aan die gang is. Ek gaan geensins probeer om 'n teologiese aanbod aan u te maak nie, en ek gee vir u die sekulêre dimensie van die vraagstuk waarmee u vandag hier worstel. Nou, die Civil Union Act van 2006, wat ons kan vertaal as die wet op burgerlike verbinding, of meer algemeen bekend staan as die wet op burgerlike verbintenisse, en die wet is nie in Afrikaans uitgevaardig nie, dis hoekom daar sulke verskillende woorde is, het sy ontstaan direk te danke aan die ingryping van die konstitusionele hof in die familiereg omtrent 'n dekade gelede, toe die Suid-Afrikaanse familiereg nog geen formele erkenning gegee het aan selfde geslag huwelike nie. En die waardes wat hierdie wet onderlê is dis baie nou gekoppel aan die ontstaansgeskiedenis van die wet. En as ons dan wil besin oor wat is die regswaardes wat ons gebring het tot hierdie wet, dan is dit sinvol om te gaan kyk na die ontstaansgeskiedenis. En die storie begin regtig by hoe die Suid-Afrikaanse reg tradisioneel die huwelik hanteer het. Die huidige huwelikswet, wat al meer as 'n half eeu huwelike reguleer in Suid-Afrika, bevat vreemd genoeg nie 'n definisie van die huwelik nie. Die definisie van die konsep van 'n huwelik in regsgeleerdheid vind ons in die gemeenereg. Dit is die ongeskrewe reg wat uit ons ou bronne vloei en wat oor tyd deur ons howe ontwikkel is. En een klassieke en gesaghebende formulering van hierdie konsep vind ons in die 1917 uitspraak van die destydse appelafdeling van die Hoë Hof in Cedars Executor versus the Master, waar 'n huwelik omskryf word as the union of one man with one woman to the exclusion, while it lasts, of all others. En dit is die regsdefinisie waarmee ons in Suid-Afrika werk. En hoewel daar nie 'n definisie in wetgewing was nie, is dit tog baie duidelik uit verskillende forme van wetgewing, insluitende die huwelikswet, dat hierdie inderdaad die konsep is waarmee die wette werk. En nou moet ek besonder versigtig wees dat my ander tuisleraar ook ingestap het. So byvoorbeeld, die huwelikswet bevat in artikel 30 formule wat ek dink hierdie gehoor dalk beter as enige ander ken, en dit is die standaard huweliksformulier, wat die wet voorsien en wat gebruik kan word as die standaard wanneer dan nie 'n bepaalde godsdienstige formulier gebruik word nie. En ek ken hom goed, verklaar jy A, B, dat sover jy weet, daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik. Jy sal sien dat ek sal nie huwelik kan voltrek nie, met CD hier teenwoordig, en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy CD tot jou wettige, en hier is die sleutelvrou of man neem. En die siening, die interpretasie van die standaard huweliksformulier is dan dat dit by implikasie met die konsep van 'n huwelik werk wat met teenoorgestelde geslag partye werk. Die inwerkingtreding van die interim 1993 grondwet op 27 April 1994 en dan daarna die finale 96 grondwet in 1997 het noodwendig verrykende implikasies vir die huweliksreg meegebring. En dit was werklik net 'n kwessie van tyd voor hierdie tradisionele regsperspektief op die huwelik, soos ek dit sopas gedefinieer het, aan grondwetlike toetsing onderwerp sou word. Voor ons egter op daardie ontwikkeling kan fokus wat ons gebring het by die Civil Union Act, moet ons eers op 'n paar aspekte van ons grondwet let. Die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika in 1996 het 'n grondverskuivende invloed meegebring op die Suid-Afrikaanse reg in die algemeen. Meer as net die nuwe positiewe regsreëls wat deur die teks ingestel is dit die invloed van die grondwet as 'n bron van normatiewe ordening van die samelewing wat paradigma verskuivend is. Die grondwet as oppergesag in die reg
Dit is die hoogste regsgesag in die land, selfs hoër as die howe, die parlement of die regering, vind neerslag in elke regsveld, deurdat elke regsreël teen die grondwet gemeet moet word en alleen regsgeldig kan wees indien dit strook met die grondwet. Artikel 2 van die grondwet stel dit duidelik wanneer dit verklaar, hierdie grondwet is die hoogste reg van die republiek. Enige regsvoorskrif of optrede daarmee onbestaanbaar is ongeldig en die verpligtinge daardeur opgelê moet nagekom word. In die saak van K. Michel versus Minister of Safety Security, 'n 2001 uitspraak van die Konstitusionele Hof, het die Hof die grondwet voorts beskryf as an objective normative value system, waarbinne alle reg in Suid-Afrika moet bestaan. Die grondwet dwing sy gesag af nie alleen deur die spesifieke bepalings, insluitend die fundamentele regte wat ons in die handves vind nie, maar ook deur die gees, strekking en oogmerke, soos wat dit blyk uit die teks. So byvoorbeeld is daar die verpligting op howe om wette uit te lê en die gemeenereg te ontwikkel op 'n wyse wat die gees, strekking en oogmerke van die handves van regte bevorder in terme van artikel 39.2. Die waardes wat die grondwet onderlê, is gevolglik van groot belang in die positiewe bepaling van enige regsposisie in Suid-Afrika. 3 kernwaardes waarop die grondwet geskoei is vryheid, gelykheid en menswaardigheid. In artikel 1, as deel van die sogenaamde grondliggende bepalings van die grondwet, word dit gestel dat die Republiek van Suid-Afrika gegrond is op menswaardigheid, die bereiking van gelykheid en die uitbou van menseregte en vryhede. Die handves van regte in hoofstuk 2 word beskryf as die hoeksteen van die demokrasie in Suid-Afrika en het ten doel om die waardes van menswaardigheid, gelykheid en vryheid te bevestig in gevolge artikel 7.1. Regte in die handves wat insluit regte op gelykheid, menswaardigheid en vryheid kan alleen beperk word in terme van artikel 36.1 indien die beperking en tot die mate wat die beperking redelik en regverdigbaar is in 'n samelewing gebaseer op menswaardigheid, gelykheid en vryheid. In 'n laaste voorbeeld, wanneer 'n hof die handves uitlê, moet dit die waardes wat 'n oop en demokratiese samelewing gebaseer op menswaardigheid, gelykheid en vryheid en grondslag lê bevorder, artikel 39.1a. U sien baie duidelik dat die waardes van gelykheid, vryheid en menswaardigheid grondliggend is aan die teks van ons grondwet. En in hierdie nuwe regskonteks is dit nie verbasend nie dat die tradisionele regsiening van die huwelik as 'n verbintenis tussen een man en een vrou nie onaangeraak sou bly nie. Die groot toetsing het gekom in die saak van Minister of Home Affairs and Another versus Fourie and Another 2006 uitspraak van die Konstitusionele Hof. Die saak het eenvoudig gegaan oor 2 vroue wat reeds vir meer as 'n dekade in 'n vaste verhouding was en wat op die punt gekom het dat hulle wou trou. Die reg het egter nie voorsiening gemaak vir hulle om 'n huwelik te sluit nie en hulle het hulle tot die hof gewend vir 'n bevel dat die reg om 'n huwelik te sluit en erken te word in terme van die huwelikswet en dat die staat beveel moet word om daardie huwelik gevolglik te registreer onder die huwelikswet. Nou, hoewel dit die Konstitusionele Hof uitspraak is waaraan ons primêr geïnteresseerd is vandag, is dit tog belangrik om te let op enkele opmerkings van appelregter Cameron, op daai stadium nog in die appelreg, natuurlik nou regter van die Konstitusionele Hof, toe die saak in die Hoogste Hof van Appel 'n draai gemaak het. Regter Cameron het 'n oorsig gebied oor die omvangryke wyse waarop die reg reeds op hierdie stadium 'n impak gehad het op die hantering van selfde geslag vennote. Hy verklaar in hierdie verband dat, en ek haal aan, the importance of these cases lies not merely in what they decided, but in the far-reaching doctrines of dignity, equality, and inclusive moral citizenship they articulate. Einde van aanhaling. In die Konstitusionele Hof is die saak hanteer as een van diskriminasie. Die kernvraag was of die gemeenregtelike definisie van die huwelik in konflik is met artikel 9 van die grondwet, deurdat dit onbillik diskrimineer teen selfde geslag paartjies wat in die huwelik wil tree.
In hierdie analise het die waardes van gelykheid, menswaardigheid en vryheid 'n deurslaggewende rol gespeel. Die beginpunt van die analise is artikel 9.1 wat waarborg dat elkeen gelyk is voor die reg en die reg het op gelyke beskerming en voordeel van die reg. Artikel 9.3 gaan dan verder en verbied die staat om onbillik te diskrimineer teen enigeen, onder andere op grond van seksuele georiënteerdheid. Die hof het bevind dat die gemeenregtelike definisie van die huwelik en bepaal die versuim van die huwelikswet om die moontlikheid van selfde geslag verbintenisse te skep, ooglopend in konflik met artikel 9 is en dat dit neerkom op onbillike diskriminasie. Dit is baie belangrik om te beklemtoon dat ons hier met ander woorde praat van die regse konsep van 'n huwelik. Die beskerming en voordeel wat die reg bied aan paartjies in terme van hierdie sosiale konstruksie. En dit is presies daardie konstruksie waarvan selfde geslag paartjies uitgesluit is tot op hierdie stadium en wat dan ooglopend in konflik is met artikel 9 van die Grondwet. Regter Sachs, wat die uitspraak vir die meerderheid van die hof skryf, formuleer die hof se gevolgtrekking as volg. By both drawing on and reinforcing discriminatory social practices, the law in the past failed to secure for same-sex couples the dignity, status, benefits and responsibilities that it accords to heterosexual couples. Dit is dus duidelik dat hoewel die saak beslis is op die basis van gelykheid en onbillike diskriminasie onder artikel 9, dit nie alleen berus op die waardes van gelykheid nie, maar ook op menswaardigheid en vryheid. Dit is gelyke menswaardigheid en vryheid wat negatief geraak is deur die afwesigheid van erkenning van selfde geslag verbintenisse en wat uiteindelik slaan op ongrondwetlikheid. Daar is ook 'n aantal ander waardes wat na vore tree in regter Sachs se meerderheidsuitspraak. Dit sluit in die erkenning en bevordering van pluraliteit as 'n kerneienskap van die Suid-Afrikaanse samelewing. Regter Sachs verklaar byvoorbeeld dat equality therefore does not imply a leveling of behavior or extolling one form as supreme and another as inferior, but an acknowledgement and acceptance of difference. At the very least, it affirms that difference should not be the basis for exclusion, marginalization, and stigma. At best, it celebrates the vitality that difference brings to any society. Hieruit vloei ook die verdere waardes van toleransie en wederwysige respek, wat konstituerend is van ons samelewing en uiteindelik 'n belangrike waarde van nasiebou is. In regter Sachs se eie woorde, the strength of the nation envisaged by the Constitution comes from its capacity to embrace all its members with dignity and respect. Die hof het die parlement gevolglik 12 maande gegee om die reg te wysig ten einde hierdie ongrondwetlike stand van sake reg te stel en die reg met ander woorde in lyn met die grondwet te bring. Die wet op burgerlike verbintenisse was die parlement se antwoord. En die aanhef van hierdie wet echo die waardes wat sy ontstaansgeskiedenis, soos ek dit sopas uiteengesit het, onderlê. En in daardie aanhef, en ek weet dit is heeltemal te klein om te lees, in die aanhef vind u dat die wet baie uitdruklik begin deur te verwys na artikel 9.1, gelyke beskerming en voordeel voor die reg, artikel 9.3, 'n verbod op onbillike diskriminasie, uitdruklik ook gegrond op seksuele georiënteerdheid, artikel 9, die reg op menswaardigheid van elkeen in Suid-Afrika, artikel 15.1, die reg op vryheid van onder andere geloof, en dan uiteindelik 'n erkenning daarvan dat hierdie wet ten doel het om almal in te sluit in die regskonsep van die huwelik. Wanneer 'n mens dan die res van die redelike kort wet wat volg deurlees, is dit baie duidelik dat dit ten doel het om die menswaardigheid van alle persone op gelyke basis te erken in die reg, om hul persoonlike verhoudings te formaliseer in regsterme en
dat dit poog om vryheid te bied aan persone om 'n keuse uit te oefen in hoe hulle daardie regserkenning wil nastreef, het sy in 'n huwelik of in 'n burgerlike deelgenootskap. Baie dankie.